Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en ek is so dankbaar jy is ingeskakel en jy deel saam met ons en luister saam met ons na hierdie Bybelstudies. Dit is vir my so groot voorreg om God se woord met jou te kan deel. En jy is so welkom om vir ons 'n komment te los of ons 'n boodskap te los of 'n boodskap te stuur as hierdie boodskappe vir jou iets beteken, as hierdie Bybelstudies jy raak bemoedig, is jy so welkom om dit met ons te deel. As jy 'n getuienis het wat al met jou gebeur het, as gevolg van iets wat jy uit God se woord uit geleer het en wat in jou lewe gerealiseer het, asseblief, jy is so welkom om met ons te deel. En dan deel ons dit ook graag met ons gemeenskap. Maar baie dankie dat jy saam met ons deur God se woord reis. Nou ja, hier is episode 19 van ons reeks oor geloof wat berge verskuif. En ek glo dat hierdie reeks inspireer jou en maak jou opgewonde en laat jou 'n bietjie anders kyk na God se woord soos wat dit vir my doen. En ons het hoofsaaklik begin in Markus 11. Ons baseer hierdie reeks op 'n teks in Markus 11 vers 23. Ek gaan vir ons net weer lees van vers 22 af waar Jesus vir sy disippels sê: "Julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê." En kom jy saam met my agter, dat daar 3 keer in hierdie teks gepraat word van sê, van ons woorde, van dit wat ons spreek. Geliefde disipel, daar is enorme krag in ons woorde. En hoekom is dit so? Want in Genesis 1 vers 26 sê die woord, ons is in die beeld en die gelykenis van God geskape. En Adam het daai gelykenis met God, glo ek, het hy verloor met sy sonde. En toe daar skeiding tussen ons gekom. En in ons gees was ons nie meer soos God nie. Daar was 'n skeiding tussen ons en God, veral in ons gees. Ons gees was dood. Ons sien dit op telke plekke in die woord wat sê, julle wat dood was, maar nou weer lewendig geword het. Met wedergeboorte het God ons gees lewendig gemaak. En het hy ons gees weer soos sy gees gemaak. 1 Korintiërs 6:17 sê, my gees en God se gees is nou een. 2 Korintiërs 5:17 sê, ons is 'n nuwe skepsel. Jy weet, dis die eerste keer sedert die skepping, dat iets niets geskep is. En dis toe ek en jy gewederbaar is. Dis vir my amazing, daai is vir my beautiful. Dat ons gewederbaar is, 'n nuwe skepsel, deur die onverganklike saad van sy woord. En nou is ek en jy in ons gees soos God, want ons is seuns van God. Ons is seuns van die Almagtige. En ons is nie seuns omdat hy dink dis 'n oulike woord om vir ons te gee. Julle is nou my kinders, julle is nou my seuns nie. Nee. As jy kyk na Jesus, dan deel God glad nie hierdie term liekraak uit en jy weet sommer net vir wie hy wil en vir wie dit vir hom lekker is nie. Hy het nog nooit na iemand verwys as sy seun. Dit was die eerste keer in Jesus wat hy verwys het na iemand as sy seun. En daarna sê hy, ons is nou ook kinders van God. Ons is ook nou seuns van God. En as 'n seun van God, dra my en jou woorde die krag wat ons Pa se woorde dra. Hoe weet ek dit? Want hier sê hy vir my, ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, ek en jy kan met ons berge praat. Elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Nie waarvoor hy wens nie, nie waarvoor hy hoop nie, nie waarvoor hy allerlei goeders doen nie, maar ek en jy gaan kry, hy sal verkry net wat hy sê. Geliefde, hierdie is vir my so groot. Hierdie is vir my
groter as wat my woorde die vermoë het om dit vir jou te verduidelik. Ek wil jou uitnooi, gaan spandeer tyd in God se woord in hierdie teks en laat hy deur hierdie teks met jou praat, met jou hart praat, met jou gees praat. Jy weet, hy sê in Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Laat hierdie teks, hierdie geloof in jou wakker maak. Ek en jy hierdie vermoë om vir ons berg te sê. Hoekom het ons daai vermoë? Want ons is seuns van die Almagtige. Maar ons moet dit leef, ons moet dit, geloof word geaktiveer in woorde. Ons woorde, my en jou woorde, sê Jesus, ons moet daarna kyk as saad. Ons het baie tyd spandeer in Markus 4 vroeër in hierdie reeks, waar Jesus gepraat het oor die gelykenis van die saad, oor die saaier, wat die saad gesaai het op die harde grond, tussen die klippe, tussen die dorings, en op die goeie grond, en dan sê Jesus vir sy disippels, as hulle hom kom vra, om hierdie gelykenis vir hulle te verduidelik, en sê hy, die saaier saai die woord. So hy sê, hierdie woord word deur hom en deur ons, en deur mense, predikers gesaai, en daai saad, hierdie woord is saad. Maar nou as ek en jy sy seun is, wat is ons woorde? Is ook saad. Man, hierdie maak vir my soveel dinge in my geesteslewe oop, en maak vir my soveel moontlikhede beskikbaar, en laat my so anders kyk na hierdie koninkryk waarin ons is. Hierdie koninkryk waarin ons deel is met die Vader wat ook ons koning is. God, die skepper van hemel en aarde, is my pa, maar hy is ook my koning, hy is my koning, maar hy is ook my pa. En in hierdie koninkryk sê hy vir my en vir jou, ons woorde dra krag, en ons woorde is soos sy woorde is saad. Blaai saam met my na Lukas 17. En ek gaan vir ons in vers 6 lees, waar Jesus, hy verduidelik vroeër in hierdie hoofstuk, verduidelik hy vir sy disippels, dat as 'n broer teen jou kom sondig, en hy vra om verskoning, moet jy hom vergewe. En hy sê, al vra hy tot 7 keer op 'n dag vir jou verskoning, dan moet jy hom 7 keer vergewe. En is vir my die vreemdste ding, dat die disippels besef, hierdie vergifnis ding, het geloof nodig, want dit is nie so maklik om my broer te vergewe nie. En hulle vra vir hom in vers 5, toe die disippels aan die Here gesê, gee ons meer geloof, en kyk wat antwoord Jesus vir hulle. Hy sê in vers 6, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, hier is dit weer, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Geliefde disipel van Jesus, hierdie is 'n power-packed vers. Ek hoef nie besef dit, ek hoop jy sien dit saam met my, en ek gaan probeer om vir jou 'n paar goedjies uit te wys. Hy sê, as jy geloof gehad het, so hierdie gaan oor geloof. Die disipels het vir hom gevra, gee ons meer geloof. Jesus sê, julle het nie 'n hoeveelheid geloof probleem nie. Hy sê, as julle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad. Hier sê hy, ons geloof is 'n saad. Maar hoe saai ons hierdie klein stukkie saad? Hy, op 'n ander plek sê die woord, dat die mosterdsaad is die kleinste saad van al die sade. Ek dink is wat Jesus hier ook in Markus 4 verduidelik, wanneer hy vir die disippels verduidelik, waarmee sal ons die koninkryk van God vergelyk? Dan sê ons sal dit vergelyk met 'n mosterdsaad wat geplant word, en wat hierdie groot boom word, waar die voëls kan kom nes maak en skuiling vind. Nou sê hy, as ons geloof het so daai mosterdsaad, dan sal ons vir hierdie moerbeiboom sê, ons het nie enorme geloof nodig nie. Ons probleem is nie meer geloof nie. Ek dink een van ons probleme is, ons moet begin om dit aktiveer. En ons aktiveer ons geloof
deur ons woorde, deur dit wat ons sê. Ons aktiveer ook ons ongeloof, ons twyfel deur dit wat ons sê. Luister maar na hoe mense praat om jou. Luister hoe praat mense by die kerk, ongelukkig. Luister hoe praat jou vriende. Die mense wat jy ken, hoe het hulle gepraat oor hierdie onlangse optogte wat reg oor Suid-Afrika was? Hoeveel vrees was daar aan mense gewees voor hierdie optogte? Hoe het mense na dit gekyk? Wat was hulle woorde? En dan gaan weer sulke krisisse opkom en luister maar na mense se woorde. Luister na jou eie woorde. Maar ek wil nou nie vandag oor die negatief praat. Ek probeer by ons die positief vasmaak, dat ons kan begin leef in hierdie positiwiteit wat God vir ons gegee het. En Jesus sê hier vir ons, as ons vir ons moerbeiboom sê. Geliefde, hier is iets anders wat ek opmerk, is dat Jesus probeer sy disippels honger maak vir die bonatuurlike. Ek en jy as disippels van Jesus is veronderstel om 'n honger te hê, om 'n dryf te hê, om 'n begeerte te hê, om die bonatuurlike te sien in ons lewens. Dit behoort nie, ek dink nie dis veronderstel om hierdie once in a blue moon ding te wees nie. Ek dink God se hart vir ons is 'n begeerte na die bonatuurlike, veral vir ons wat disippels van Jesus wil wees. As ek kyk na Jesus se 3,5 jaar min of meer bediening, dan ek dink sy disippels het amper op 'n daaglikse basis die bonatuurlike gesien gebeur deur Jesus. Ons het net 26 fisiese opgeskrewe genesingsgebeurtenisse in die skrif van Jesus se bediening. Maar weet jy dat beide kere met die vermeerdering van die brode staan daar en hy het al hulle siekes gesond gemaak. En ons praat van skares van 5 en 4,000 mans. Maklik 15 of 20,000 mense. En hy sê hy het al daai siekes gesond gemaak. Ek dink die disippels het letterlik duisende genesings waargeneem in Jesus se 3,5 jaar tydperk van sy bediening. Hy het hulle aanhoudend blootgestel aan die bonatuurlike, want dis sy hart vir ons. Hy leer ons bid, Vader, laat U wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. Jesus se begeerte is vir my en jou, is vir die bonatuurlike. En dat ons dit sal begin spreek. Kom verby in jou mind dat dit is weird om met 'n berg te praat, of dit is weird om met 'n boom te praat, of dit is weird om met 'n siekte te praat, dit is weird om met 'n leë bankrekening te praat. Kom verby daai konsep van dis weird. Ek wil eerder weird wees in God se koninkryk en ek is gesond, as wat ek soos almal om my lyk en ek is siek. As wat ek soos almal om my klink en my bankrekening is leeg en my huwelik is op rotse en ek is depressief en ek het hierdie ding en ek het daai ding en daai. Nee. As ek weet wat is in die hemel en ek weet wat God se wil en ek sien, hy sê aanhoudend in sy woord, sê wat jy wil hê. Sê wat jy wil hê. Praat met jou probleem. As jy nie hou van daai probleem in jou lewe nie, praat met hom en gooi hom weg. Sê vir hom hy moet homself optel en in die see gaan gooi. Kom ons kom op 'n stadium, op 'n plek in ons lewe, kom ons maak 'n besluit in ons lewe, in ons verhouding met Pa, en ons besluit, ons gaan sy woord volg, in plaas van ander mense se opinies oor ons, of wat ander mense vir ons gaan dink, en hoe weird hulle gaan dink ons is, pla my min. Wat my meer pla is, hoe weird gaan hy dink, as ek op 80 nog bloedjong gesond is. Dis wat ek wil hê. Want ek wil, totdat Jesus my kom haal, wil ek kan doen waarvoor hy my geroep het om te kan doen. Ek wil my wedloop voluit kan hardloop. En om dit te kan doen, het ek nodig om gesond te wees. Om dit te kan doen, het ek finansies nodig.
om dit te kan doen, het ek sekere goed in my lewe nodig. En sekere goed het ek nie nodig nie. En ek het nie nodig dat 'n berg in my pad staan nie. En as hy my die autoriteit gegee het om vir daai berg te sê, gaan gooi jou in die see, dan wil ek dit doen. As dit is wat dit vat om my wedloop te loop, dan wil ek dit doen. As ek vir 'n moerbeiboom moet sê, tel jouself op en gaan gooi jou in die see, want dit is wat nodig is, sodat ek my wedloop voluit kan hardloop, en as hy terugkom, kan hy sê, ek het geloof in Jacques gevind, dan is dit wat ek wil doen. Geliefde van Jesus, ek wil jou uitnooi om met my hande te vat, en dat ek en jy gaan 'n besluit neem, ons gaan begin doen wat God se woord sê ons kan doen. En ons gaan begin bereik wat God se woord sê ons kan bereik vir hom. Here, hierdie is nie goed wat ons gereeld hoor nie. Maar Here, ek bid dat U deur U Gees die weirdheid hiervan sal verwyder en dat mense die krag van U woord sal raak sien en dat hulle 'n besluit in hulle hart sal maak. Ek wil kan doen wat Jesus gesê het ek kan doen. Ek wil kan bereik vir God se koninkryk wat hy gesê het, dit is tot my beskikking. Kom Here Jesus, maak U woord wakker in ons hart, in ons gees, in ons gedagtes. Help ons om ons gedagtes te vernuwe na die waarheid van U woord. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.